Goedemorgen, lieve gemeente, hartelijk welkom op het Diermeis in Heren. Vandaag de rol dat in de afkondiging van de Voorbeeld in onze kerkraad. Die dan enige nieuwe intrekkers is, zal ik de tijd achter de zaal ontvangen. De vloerbrengt met ons de Liza en Zina, Mary en Kramer en Erik van Rooyen op ons lijst. Sympathie denkt ons man Joost en gezin, de afsterven van zijn moeder die afgelopen week. En dan vrijdagavond op onze jeugdbijeenkomsten. Die juniors is van 5 tot 6, die seniors van 6:30 tot 18. Al die jeugd staat ik echt mooi zien toe. En dan die lenteconcert vindt plaats op 29 augustus. Ik heb dat reeds verleden week heel het oude uitgebreid. Dat is zondagmiddag. En dan die Sint-Jeugdfeest voor die universiteit, die jeugd. Orkest. En 3 op die zo samen die kore. So allemaal is hartelijk uitgenooi. Die kost is R100 per volwassen en R50 per kind. En dan vandag in Frans dat die religieuze kinders direct na die dienst naar de klassenwissel vandaag. Ons gaan nie achterblijven samen vandag. Geseende dienst vir elkeen. Gemeente, goeiemorgen. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is ook lekker om 'n paar familielede van die dopelinge hier te sien. Soos bly om julle ook vanoggend hier saam met ons te eer. Ek kan definitief die lentekonsert aanbeveel. Dis 'n lekker kulturele ding wat in Kaapstad wil gebeur. Dit is een van
daai geleenthede wat beteken, mens kan nie sê, daar gebeur niks in die dorp nie. So as jy hou van musiek en sang, is dit 'n baie lekker manier om 'n Vrydag aand te spandeer, en ek verbeel my daar's 'n vingerete wat saam met dit gaan, so dis 'n baie goeie geleentheid vir date, as jy dalk 'n bietjie lank terug jou ander helft ingevat het, maar as dit nie jou tipe ding is nie, dieselfde Vrydag en die volgende Saterdag is dit Kaltenwil Suid se bazaar. Voel asseblief vry om dit te ondersteun. Hulle het baie van dieselfde goed as wat ons by ons bazaar hier so het, 'n klein bietjie kleiner, maar dis nog steeds 'n baie lekker geleentheid en ons probeer mekaar met die goed ook te ondersteun. Dit dan van my kant af, kom ons word saam voor die Here stil. Jubel in die Here regverdig is, sing 'n loflied opreg is, loof die Here met die lied, speel vir hom op die hand, sing vir hom 'n nuwe lied, speel met oorgawe en jubel dit uit. Wat die Here sê gebeur, alles wat hy doen, staan vas. Hy het geregtigheid lief. Die Here wêreld is vol van die Here se troue liefde. Hemelvader, dankie dat ons herinner mag word, te midde van die wêreld waarin ons leef, met die krisisse, die probleme, die dinge wat soms so verkeerd gaan en ons bekommer, is U nog steeds in beheer. Het U nog steeds geregtigheid lief. En is U liefde oral hier op die aarde nog steeds te vind. Help ons maar asseblief, nie net vas te kyk in die negatiewe en die slegte nie, maar ook te sien, daar waar U liefde beweeg, daar waar U 'n verskil maak. Mag ons U lief, mag ons die wees wat doen wat U wil is. Hier ons wil ook vra, kom wees asseblief vanoggend met ons hier in die diens. Mag dit wat ons hier doen, U naam verheerlik en ons nader aan U bring. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here. Ek wil graag vra dat die jongens wat vanoggend hier is, asseblief na vore kom. Ek sal graag so oomblik met julle wil gesels. So as jy inkom, skuif maar so in en sit asseblief, dat ons vir almal kan plek maak.
Is julle okay? Die weet by die skool daarom oorleef. Nie te erg gewees nie. Nie veel van my skrikkelik ook vir ja offer nie so. Eerlike reaksie, verstaanbaar. Weet julle wat die belangrikste ding in hierdie wêreld is? Ja. Jesus, dit is waarskynlik die beste antwoord wat enigiemand kan gee. Is mal daaroor. Wat is die belangrikste ding wat 'n mens kan doen? Ja. Mense Bybel lees en nie slegte goed sê nie. Julle ouers doen 'n baie goeie werk. Ek het nog 'n hand gesien vir wat's die beste ding wat mens kan doen. Jy kan elke aand bid en elke oggend bid en die Bybel lees. Is daar nog een van julle wat kan dink aan een van die belangrikste goed wat mens kan doen? Ja? Ons moet ons ma en pa lief hê en vir hulle omgee. Dit is 'n baie goeie en belangrike antwoord. Ja. Jy moet vir die Here hulle prys. Absoluut waar. En wat jy sê raak alles baie mooi aan wat die belangrikste ding is wat mens kan doen. In hierdie wêreld is die belangrikste ding wat ons as mense kan doen, om soos God te wees. Weet julle hoe God is? Julle het ook al geleer die Bybel nie vra snaakse vrae, dan kyk julle en wag om te sien wat gebeur. Die Nuwe Testament sê vir ons, God is liefde. En waar mense lief het, daar is God die Here. So, die belangrikste ding wat ons hier op aarde kan doen, is ja, om ons Bybel te lees, dat ons God kan leer ken, en weet wie hy is, en dit dan hier op aarde uit te leef, deur lief te hê en om te gee oor ander. Wanneer ons dit doen, dan maak ons hierdie wêreld 'n beter plek, en dan versprei ons God se koninkryk. Weet julle hoe om vir mense lief te wees? Okay, ek sien kopknikke, ja. Okay, enigiemand anders wil 'n raaiskoot vat? Hoe mens lief is vir ander mense? Ja. Jy kan vir hulle 'n drukkie gee, jy kan tyd met hulle spandeer en jy kan na hulle luister. Wanneer mens tyd maak vir ander en wys dat jy omgee, dan versprei mens liefde. Soms is dit so maklik soos jy gaan gee vir 'n mamma of pappa 'n drukkie. Ons is mal daar. Dit maak ons dag. Soms is dit om na 'n maatjie te luister of net om daar te wees. Wanneer mense dit doen, dan dra mens liefde uit, dan maak mens hierdie wêreld beter. En ons doen dit omdat God vir ons eerste lief was en eerste liefde gewys het. So kom ons neem 'n oomblik en bid dat God ons sal help om dit te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U liefde oralste in hierdie wêreld sigbaar is. Ook deur ons as mense wat U liefde uitdra. Kom help ons asseblief. Om elke dag al hoe meer U woord te bestudeer, te lees, te bid en te vra dat U ons harte sal verander. Dat ons meer die mense sal wees wat U wil hê ons moet wees. Dat ons U liefde meer sal uitdra en hierdie wêreld 'n beter plek sal maak. Here, ons vra dit nie omdat ons dit verdien, maar alleenlik deur die liefde en genade. Amen. Sien julle kans om 'n liedjie saam te sing? Ken julle loof om met die trommel? Hoe maak 'n trommel? Okay, wat is die volgende ding wat gebeur? Loof om met die trommel, loof om met die harp. Hoe maak 'n harp? 'n Harp is basies 'n snaakse gitaar wat nie 'n bokant het nie. En dan loof om met die. Ons sal so aangaan soos hy gaan. So, kom ons staan saam. Die volwassenes is welkom om ook die bewegings saam te doen as hulle dit ken of te volg.
maak het almal in die kerk. En as almal 'n lekker gekry het, kan die voorskoolse groep saam met Tannie Linda gaan en die ander kant gaan sit. Dankie om Jacob. Raakbaar geworden nou, jy gaan nou by ouderdom kom, wat mens vir almal wat jonger is oomraak. Deel van die preek in die pakket. Vanoggend is 'n spesiale dag, want dit is nie net 'n gewone diens nie, maar dit is ook 'n diens waar ons die sakrament van die doop vier. Dan, geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet, met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop, omdat die Here ons mee 'n verbond van genade sluit, en met ons kinders. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en al hul geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons om in dankbaarheid en gehoorsaamheid dien. Die doop in die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig dat ons en ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom, as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem, en ons deel laat hê aan al die voorregte van sy verbond, dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het, dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Die doop is 'n seël van die inluiding in die kerk van Jesus Christus en verplig ons om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes deur die Here uit dankbaarheid met ons hele lewe en wese om met liefhe, vertrou en dien. Dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe meer, hoe langer sy wil sal vertoon. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af ingesluit het in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof kom. Al verstaan kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is, dat hy vrye genade
in hulle geval die inisiatief neem in leiding. Ek wil graag vra dat die doopouers na vore sal kom. Ons het vanoggend 'n dubbele doop en dit gaan aanvanklik snaaks wees, want een gaan gedoen word en dan gaan die ander een daarna gedoen word met 'n effense ander een, want in die ene geval is dit 'n baba, in die ander geval is dit 'n kind wat ouer as 7 is, maar jonger as 16. So daar's 'n effe anderste proses, so vergeef as dit aanvanklik 'n bietjie snaaks voorkom. Waartoe verplig die doop ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons ken, hierdie genadeverbond, en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, soos hulle groot word, oor die tekens, die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot toewyding van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg, en aan ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik, en nie uit gewoonte of bygeloofigheid, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nog steeds in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van verlossing is. Beloof julle om hierdie kind, van wie julle die ouers of voogdes, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat oprig. Ek wil dan vra dat ons saam staan en terwyl die doop babatjie ingebring word en die doopdogtertjie inkom, 'n lied daartoe sal sing, om ons te herinner waaroor dit gaan. Ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige God en ewige Vader, ons dank U vir die genadeverbond.
waarna ons die kinders laat deel. Dankie dat U deur die bloed van Jesus Christus ons skoongewas het en ons deel maak van die gesin, van die familie. Here, ons wil vra wees met hierdie jong dame deur haar lewe. Dra en beskerm haar, mag hierdie doop vir haar 'n troos en herinnering wees aan hoe lief U vir haar is. Dat U nog voordat sy kon kies, die pad saam met haar geloop het en haar liefde en eer dra. Wees met haar deur elke lewensfase, met vriende en lewensmaat. Mag elkeen haar begelei op die regte pad, en naam in U. Amen. Ek kan sê, jy het hier vir ons gesê, dat jy graag gedoop word. Jy het gesê, omdat jy glo in Jesus, daarom is jy deel van sy gemeente, en wil ons jou nou graag gedoop. Jy moet eers vir ons die volgende vraag antwoord. Glo jy dat Jesus al jou sondes weggevat het? Glo jy dat jy, deur Jesus 'n kind van God is? Beloof jy dat jy Jesus sal lief hê en sal doen wat die Bybel vir jou leer? Beloof jy om te luister as God sy ander kinders gebruik om jou te help om reg te lewe? Ek wil sê, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons neem 'n oomblik en bid saam. Hemelvader, dankie vir hierdie kosbare jong dame, wat nie net groot gemaak is in die woord, maar self die besluit gemaak het, midde van omstandighede, dat sy U lief het, en graag gedoop wil word, as teken dat sy deel is van hierdie gemeente en van die verbond. Wees asseblief met haar deur die res van haar geloofstand en alles wat voor lê. Mag sy die dapperheid en geloof wat sy vandag ook hier openbaar bly uitleef, dit haar lei deur die res van haar lewe. Mag dit haar die moed en krag te doen dit wat U vra. Amen. Ek wil dan graag vra dat ons leiers na vore sal kom om saam vir die ouers en voog geluk te doen. Ek wil net graag vra dat die ouers en grootouers van die doopelinge en doopouers asseblief sal staan, want ek sien 'n spul is hier, so as julle net vir 'n oomblik sal staan. Baie dankie vir die rol wat julle ook in julle kinders en kleinkinders se lewens speel. Dankie vir wat julle nog vorentoe sal doen. Mag die Here julle daarvoor dra en sien. En die twee dames, welkom in die gemeente. Amen. En ek moet ook sê, dankie vir daardie voorreg. Ek het al 'n paar dope gedoen, maar dit is die eerste keer dat ek 'n kind wat pleegsorg is, tussen daai ouderdomme dat mense dit so moet doen. So
is vir my 'n eer om dit te kom. En Relevans, dankie vir die voorreg om te kan doen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Job hoofstuk 2 van vers 11 tot 13 en daarmee saam Lukas 5 van vers 17 tot vers 26. Job 2 van vers 11 tot 13 en Lukas 5 van vers 17 tot vers 26. Voordat ons dit saam lees, kom ons neem 'n oomblik en vra die Here om by ons te lees. Here, dankie dat ons vanoggend hier die sakrament van die doop is en in herinnering word aan hoe groot die genade is. Dat U ook die wat nie kan kies, die wat reeds kan kies, insluit by U genade en liefde. Here, kom wees asseblief vanoggend hier met ons, wanneer ons uit die woord uitlees. Mag ons gedagtes, ons harte, ons ore en ons oë op U gefokus wees. Amen. Job 2 van vers 11. 3 van Job se vriende het verneem van al die rampe wat hom oorgekom het. En het elkeen van sy eie plek af gekom. Elifas uit Teman, Bildad uit Soag, Sofar uit Naama. Hulle het afgespreek om die deelneming met hom te betuig en hom te troos. Toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom eers nie herken nie. Daarna het hulle hardop begin huil, hulle klere geskeur, stof in die lug op hulle koppe gegooi. 7 dae en 7 nagte lank het hulle op die grond by hom gesit, sonder om 'n woord met hom te praat, want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. Lukas 5 van vers 17. Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorp uit Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man bedraagbaar aan. Hulle probeer om die huis in te bring, voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring, klim hulle op die dak en laat hom met die draagbaar al deur die opening tussen die dakteels afsak, tussen die mense in, vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy: Mens, jou sondes is vergewe. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het hulle begin afvra: Wie is hy dat hy so godlastiglik praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen? Maar Jesus het hulle neerende gemerk en vir hulle gesê: Wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker, om te sê jou sondes is jou vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle wys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het, gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan en God geprys, vol eerbiedige vrees gesê: Vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Tot daar sit ons skriflesing vanoggend. Ons is Christen gelowiges en ons geloof het 'n element wat baie anderster is as baie ander gelowe, want in die wêreld is daar 'n magdom gelowe en een van die vreemde goeders is 'n groot aantal van hulle kan jy vir alle praktiese doeleindes heeltemal op jou eie beoefen.
Jy kan alles doen wat nodig is om te glo en baie gelowe stoksiel alleen in jou huis sonder enigiemand anders. Maar ons geloof is anders. Heel van die begin af toe God die mens gemaak het, of jy nou Genesis 1 of 2 lees, sien mense dit. Genesis 1 sê God die mens, man en vrou in sy beeld gemaak. Genesis 2 vertel God die mens gemaak en toe sê hy, dis nie goed vir die mens om alleen te wees. Van die begin af is mense gemaak om verhouding te wees en verhouding te leef. Nie alleen nie. Van die begin af waar mens geloof sien, word dit nie beoefen as iets wat net 'n ek eie ding is, maar iets wat saamgedoen word. Die Bybel sê waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy ook. Ons geloof vereis dat ons nie net ons eie glo nie, maar ook saam ons geloof uitlewe. En dit maak ons in baie opsigte anderste as enigiemand anders. En die Bybel sê ook vir ons nogal iets daaroor. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament dat ons die liggaam van Christus is. Dat die kerk nie net hierdie gebou of hierdie erediens samekoms is, maar 'n samekoms van gelowiges, waar ook al mense by mekaar kom, daar is kerk, daar is die liggaam van Christus. En ons almal weet, 'n lyf kan werk sonder deure. Daar's mense wat sonder arms werk, dan die Jeanette is vanoggend hierso en sy brei met een arm beter as sommige mense wat 2 arms het. Ek het nie die vaagste van al hoe nie, maar die feit dat mens 'n gebrek het, beteken nie dat jy nie kan leef nie. En so is dit ook met die liggaam van Christus, so is dit ook met die kerk. Kan dit sonder lede daarvan werk? Absoluut. Is dit moeiliker? Definitief. Maar dan moet mens kompenseer. Dit is hoekom die hele Nuwe Testament klem daarop maak dat ons saam die liggaam van Christus is. Elkeen het 'n rol, elkeen het 'n plek. En wanneer daai plek vervul word, werk alles soos wat dit moet. Maar wanneer dit nie daar is, dan is dit moeiliker en dan is die lewe nie so maklik nie. En ons weet, hierdie is kerk. Maar kerk is ook jou familie en jou gesin. Die mense waarmee jy jou omring. Kerk in die kleine is ook die vriendekring en wat daarmee saamgaan. Dit is daai plekke wat jy kies om te wees. En jou huisgesin is maar ook 'n keuse, want ons kies ons man of ons vrou en ons kies om kinders te hê, so hulle is daar omdat ons hulle gekies het. Dieselfde is waar vir die mense wat ons toelaat in ons lewe. Sielkinders sê nou vir ons, die mense waarmee jy tyd spandeer is die wat jou lewe affekteer. Iets wat die Bybel al vir eeue vir ons vertel. In die Ou Testament sien mens dat die sirkel waarin jy is 'n groot verskil maak en impak het. As mens gaan na die Ou Testament, dan lees mens van Lot, wat die broerskind van Abraham is. Iemand wat God se genade, God se wonderwerk, God se goedheid gesien het en te midden daarvan om gaan vestig het op 'n plek waar dit nie reg was. Sodom en Gomorra, en as gevolg van die mense wat hy homself mee assosieer het, moes hy op 'n dag opstaan en dit wat hy met hom saam kon dra, vat en gaan. Hy moes alles agterlaat oor wie hy in sy lewe gelaat het. En as gevolg daarvan het hy sy vrou verloor wat 'n soutpilaar verander het. Sy kinders het nie die waardes gehad wat mense wou hê. Mens sien ook vir Samson, die seentjie wat gebore is aan ouers wat nie kon kinders hê nie, as 'n teken van God se genade en liefde, wat van die begin af spesiaal en uniek is en veronderstel was om vir God se volk te wys hoe om te leef, hoe om te werk, hoe om weer terug te draai na God toe. Maar as gevolg van die pille wat hy gehad het, die mense wat hy homself mee ombring het, en veral sy keuse en vrouens, het hy aangejaag en probleme veroorsaak. En Samson 'n baie goeie voorbeeld in die Rigtersboek. Dis 'n voorbeeld, die Here kan enigiemand gebruik. Selfs daai Samson wat op elke liewe vlak aangejaag het wat moontlik is, kon die Here gebruik. Maar die voorbeeld wat hy onmens was hy nie. As gevolg van die mense wat in sy lewe was, die mense met wie hy die lewe gedeel het sy dinge skeef geloop en sleg gegaan. In die Lukas Evangelie dan sien ons ook 2 gevalle van verlamdes, en ons het vanoggend een gelees. Die ander geval van 'n verlamde man is die verlamde by die bad van Betsaida,
Daar's 'n man wat daar wag, want elke oggend volgens oorlewering het 'n engel die water geroer, en die eerste ou wat in die water kom, wat ook al fout was met hom, dis genees. As hy verlam was, kon hy loop. As hy siek was, is hy gesond. As hy mal was, is hy nie meer mal nie. Maar Jesus kom by die ou, want hy roep vir Jesus. En Jesus vra vir hom nou, hoekom is jy nie gesond nie? En hy sê, ek het niemand om my te help nie. Hy is alleen. Daarom sukkel hy. Die ander verlamde is een wat ons vanoggend van lees. Ons weet nie wanneer hy verlam geraak het nie, maar ons weet dat hy 'n spul pelle het. En hierdie pelle het gehoor, Jesus is in die omgewing en hy genees mense. So hulle gaan al hierdie vriende sit op 'n draagbaar en hulle dra hom na Jesus toe. En hulle kom by die huis waar hy is, en hulle probeer inkom, maar daar's te veel mense. Nou dit is die punt waar 'n spul mense sou sê, ons was hier, ons het probeer, kom ons sit maar en wag en kyk. As hy uitkom, dan kan ons dalk vra, help asseblief, dalk werk dit. Maar hierdie vriende is goeie vriende, want hulle besluit nie, ons het ons kant gebring, ons het gedoen wat ons kan nie. Die sirkel het saak gemaak, want hulle het geweet in daai tyd, veral die groter plekke, hulle het nie die mooi strate soos ons gehad met baie spasie nie. Die straatjies was van so 'n aard dat jy kan stap. So jy kon as jy op 'n dak kom oorstap na 'n ander dak toe, want die dakke was maar baie keer 'n stoorplek of 'n ekstra vertrek gewees. En hulle besluit, hulle sien daai huis, hulle kan opkom, hulle kry daai draagbaar op een of ander manier daarbo, geen mens weet hoe hulle dit reg kry nie. Maar hulle kry hom op die dak, dra hom tot by die regte huis, maak die dakteels los en laat sak. En dan sê die Lukas die evangelie vir ons, toe Jesus hulle geloof sien, nie die verlamde ou sien, maar sy vriende, toe sê hy, jou sondes is vergewe. Nou dis nie die sonde wat veroorsaak het dat hy verlam is. Weet nie wie al ooit iets gebreek het, of iets verstuit het, 'n moonboot moes dra of 'n gips was, of krikke moes gebruik nie, maar as jy al ooit dit gedoen het jy gesondig. Glo my, ek het al baie met krikke in my lewe rondgeloop, en 'n paar keer met 'n stit dat 'n enkel of 'n gewrig of 'n knie nie kan beweeg nie, en dit maak die lewe moeilik en jy raak gefrustreerd, en dan sê dit mense soms goeders wat jy nie veronderstel is om te nie, en jy kan nogal redelik kwaai raak by die mense wat om jou is, so mens sondig definitief. So Jesus sê met reg vir die jou sondes is vergewe. En die mense dan kwaad daaroor, want wie sy om sondes te genees en te vergewe. En dan sê hy vir hulle, wat's moeilik? Sondes te vergewe om hom te genees. En hy sê vir die ou wat sy vriende omgebring het, staan op en loop. As gevolg van sy vriende, die mense waarmee hy het, sy lewe verander, en sy genees, skoongemaak en in staat om aan te gaan met hierdie lewe. In die Ou Testament sien mens ook 'n geval daarvan. Nou ons almal wat al die boek Job gelees het gelees dat Job se vriende soms 'n bietjie slegte raad gegee het en 'n bietjie gefrustreerd geraak het met die man wat 'n bietjie neerslagtig was en kwaai was, maar Job se verhaal begin met 'n redelik slegte plek. Hy's 'n ryk ou met wie dit goed gaan. En dan een na die ander kom mense by hom aan en sê, jou besigheid het afgebrand. Jou vee, hulle is gesteel. Jou huis het in mekaar gestort. Sorry, jou kinders was nie huis. In 'n baie kort tydjie verloor hy absoluut alles wat 'n mens kan verloor. En mens kan nogal verstaan wat die ou se reaksie is. Hy skeer sy klere, skeer sy hare, gaan sit in 'n hoop en raak depressief. Want alles wat hy vir gewerk het, alles wat hy lief gehad het, alles is weg. Sy vriende kom daarvan te hoor. En hulle sê vir mekaar, ons gaan hom toe gaan. En hulle gaan hom toe. En as jy al ooit te doen gehad het met iemand wat verlies gehad het, dan weet mens, daar is nie iets wat jy kan sê wat die pyn gaan wegvat.
Daar is nie iets wat jy kan doen wat alles gaan beter maak nie. Daar's geen antwoord wat, daar's alles beter nie. Maar Job se vriende gaan doen 'n fantastiese wonderlike ding, een van die beste goed wat hulle kan. Hulle gaan na Job toe en toe hulle sien hoe sleg het met hom gaan, toe skeer hulle klere en gooi as op hulle kop as teken dat hulle saam met hom rou, saam met hom hartseer is. En vir 7 dae en 7 nagte sit hulle by. Hulle is nie daar. Hulle maak seker dat Job nie alleen is. Mens kan jy nou indink as 'n pa en sy kinders en alles verloor het. Alles wat hy voor gehad het om te lewe, wat deur daai man se kop sou gaan is, waarom is ek nog hier? Hoekom moet ek aangaan? Ek wil nie meer. Ek gaan ook hier toe gaan. En 3 van sy pyle kom sit by. Hulle maak seker dat hy nie vir 'n oomblik alleen is. Waarskynlik te danke daarvan is daar nog Job. Het hulle 'n paar foute later gemaak en 'n paar dinge gesê wat nie ideaal is nie, definitief. Maar hulle was daar. Hulle het hulle vriend gehelp deur een van die moeilikste en slegste oomblikke van sy lewe, deur daar te wees. Psalm 1 kom sê vir ons dat wie ons nie tyd spandeer maak 'n verskil. Gelukkig is die een wat nie in die weë van die bose wandel, in die kring van die spotters soek nie, maar wat sy geluk vind in die woord van die Here. Hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, sal vrugte dra. Die Bybel kom vertel vir ons wat dit is om die regte keuses te maak, wat dit is om goeie vriende te hê en hoe 'n goeie verhouding lyk. En Job sien ons mense wat opdaag en daar is. In die geval van die verlamde man, vriende wat intree, vriende wat daar is, vriende wat 'n verskil maak. Die Bybel kom wys ons dat wie jy in jou lewe toelaat 'n massiewe verskil maak en kan lei tot redding of kan lei tot ondergang. Dis die verskil tussen 'n lekker gemaklike lewe en een wat baie moeiliker is. Goeie vriende kan jou deur taai tye dra. Die Bybel sê 'n goeie vriend wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Maar die Bybel kom nooi ons ook om iets te wees. En soos in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, doen Jesus iets met alles wat hy leer. Hy sê, gaan doen jy dieselfde, keer op keer. Die Bybel spandeer baie tyd daarin om vir ons te sê, hoe goeie verhoudings, hoe goeie vriendskappe lyk, sodat ons nie net kan sê, okay, ek gaan nou 'n goeie vriende gaan kies, maar ook, sodat ek kan weet, hoe om 'n goeie mens te wees en 'n goeie invloed in ander se lewens. Want mens weet nooit, wanneer mens dalk een is wat daai idee kry, daar's iemand wat genees, ons gaan. Of, kan hom nie alleen los, ons gaan so doen. Al kan ons niks doen nie, al kan ons niks sê nie, ons gaan nie daar wees. Wanneer mens gaan, en 'n goeie verhouding gaan uitleef, en goed is vir die mense wat hier in mense lewe geplaas het, dan dra mens die liefde van God uit. Dan werk die Heilige Gees in mense lewe, en word hierdie wêreld 'n beter plek. Want wie wil nie vriende hê wat bereid is om die dak se teëls uit te haal mens by Jesus te kry nie? Wie wil nie vriende hê wat alles op ys sit en vir 7 dae by mens moet sit totdat jy reg is om te praat? Wat vra vir ons? Om bereid te wees, om my vriend te wees wat alles op ys sit, soos wat Jesus alles op ys gesit het, om 'n goddelike verhouding te hê, sodat ons in die wêreld 'n beter plek kan maak, want ons is die verandering, die wêreld nodig het, die oomblik wat ons oralste waar ons kom, oor ons vriendskappe, dit sien nie net as 'n lekker plek om te ontspan, maar 'n plek waar God se koninkryk sigbaar is. Dan verander dit hierdie wêreld. Dan maak dit 'n beter plek. So kom ons neem die tyd en vra die Here om ons te help om die verskil te wees wat nodig is. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die woord wat ons herinner. Dat elkeen wat vandag hier is,
deel is van die kerk, deel is van die liggaam van Christus, en ook die wat om verskeie redes vandag nie kan wees. Here, dankie vir die gesinne en families wat U vir ons gegee het, vir die liefde en ondersteuning wat ons daarin vind. Here, dankie ook vir die gesinne wat ons bou uit vriende en ander verhoudings. Here, dankie vir die voorbeelde uit die Bybel, wat vir ons wys, hoe 'n goeie verhouding behoort te lyk. Wat mens kan doen, om ander te help. Vir ons wat meer extroverties is, en ook vir ons wat introverties is, dat daar geleentheid is vir almal van ons. Here, help ons asseblief, om kieskeurig te wees, oor wie ons in ons lewens inlaat. Watter verhoudings ons naby in die lyf bring. Maar Here, help ons, om nie goeie vriende te soek, maar ook goeie vriende te wees. Daar waar ons kom, deel te wees van die liggaam van Christus. En elke verhouding wat U vir ons gegee het, en elke geleentheid wat U vir ons gegee het, mag ons U liefde en U genade uitleef, en 'n positiewe verskil maak. Here, help ons om te luister na die stem van die Gees, dat ons ook soos Job se vriende, as ons hoor van iets, bereid sal wees om op te staan en te gaan. Al weet ons nie wat om te doen nie, al weet ons nie wat om te sê nie. Mag ons bereid wees om te gaan, te doen dit wat U van ons vra. Here, help ons om die moed te hê van die verlamde man se vriende, wat bereid was om te gaan, bereid was om risiko te vat, sodat daar 'n verskil kan wees. Here, dankie vir die gevalle in ons eie lewens, waar die mense oor ons pad gestuur het, wat net daar was toe ons het nodig gehad het, wat vir ons ingetree het toe dit nodig was, wat 'n verskil gemaak het en ons gered het, deur hulle geloof. Here, help ons om ook sulke mense te wees, die die wêreld 'n beter plek maak. Here, mag ons almal so verander word, dat ons gelyk sal wees aan U, en dat U liefde ons so sal vul, dat ons nie anderste kan, as om in liefde te leef, oral waar ons kom. Here, ons vra dit nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dankoffers.
herinner net die kinders moet asseblief nie agter my in die kerk nie, maar na die katedese lokale toe gaan, dan die wetse klas, julle kom nog steeds daar bo by mekaar, dis net aan die gym wat julle het, so dit gaan soos normaal aan, die ouers en die ander is welkom in die saal om op die koffie of thee te kry terwyl ons wag. Kom ons staan saam en loof die Here. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ons bewaar, nou maar ook tot ewigheid. Amen.